Baie dankie. Ons gaan saam lees uit Genesis 32 vanaf vers 22. Ons ken almal hierdie verhaal van Jakob en ek wil graag dat ons oë toemaak en vir die Here vra om vir ons vanoggend iets anders te laat hoor as dit wat ons ken. In die oomblik as jy nou van Jakob by die Jabok, dan maak jy maar sommer jou eie storie. En as niks al my verkeerd nie, maar net om dit op 'n ander manier weer te hoor en 'n ander manier te beleef. Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam. Hemelse Vader, U het 'n afspraak met ons. U wil ons hier ontmoet. U wil deur U Gees ons aanraak, ons vernuwe, ons verander. En vanoggend kom vra ons vir U, Here. Daai dinge wat skeiding maak dat ons U nie kan hoor nie. Vat dit weg, Here. Dat U hard en duidelik met ons kan praat. Seën ons wanneer ons U woord hoor. In Jesus Christus se naam bid ons dit. Amen. Vers 22, die nag het hy opgestaan, dis nou Jakob, sy 2 vrouens, sy 2 persoonlike slavinne en sy 11 kinders gevat en deur die Jabok-drif laat gaan. Nadat hy hulle deur die rivier gevat het, het hy ook alles wat hy besit laat deurgaan. Jakob het het alleen daar agter gebly en 'n man het tot dagbreek met hom gestoei. Toe die man agterkom dat hy nie vir Jakob kan wen nie, het die man terwyl hy met hom stoei vir Jakob teen die heup geslaan, sodat dit uit potjie gespring het. Die man het vir Jakob gesê, los my, want die dag breek. Jakob het geantwoord, ek sal jou net los as jy my seën. Toe vra die man, wat is jou naam? En hy antwoord Jakob. Die man het gesê, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel, want jy het teen God en teen mense 'n stryd gevoer en jy dit end uit volgehou. Toe sê Jakob, sê my tog jou naam.
En die man vra, waarom vra jy my naam? Hy het vir Jakob net daar geseën en Jakob het die plek Peniel genoem, want, het hy gesê, ek het God van aangesig tot aangesig gesien en tog het ek nie omgekom nie. Net toe Jakob by Peniel verbygaan, het die son opgekom, Jakob het mank gebly aan sy heup en daarom eet die Israeliete tot nou toe nie die senuweebondel wat aan die heup vasgekom het nie, want die man het vir Jakob teen sy heup geslaan op die heup senuwee. Tot sover. Ek het gister 'n besonderse ervaring gehad, wat ek nou nie geweet het, eintlik deel van die preek is nie. So ek het gesweet, tot die dood toe gesweet, want dis vanoggend kerk, ons personeel is met vakansie, so hoe kry ons die terrein nou weer reg? Want hier was 'n haalstorm gewees in die tussentyd, dis marulas en blare en takke en enige ding, en van hierdie vye wat hier val, en as jy daar op trap sit, is jy skoen vas, en jy loop sulke merke in die kerk in, en iemand kom, jy moet los maar jou skoene, dis nie julle nie, dis die vorige groep. So, moet nou nie bekommerd wees dat jy nou daarin getrap het nie, maar nietemin, ek beloof julle, dan dink ek, joh, ek gaan hierdie personeel regtig waardeer as hulle nou terug is. Want ek het hierdie kort besembeen, punt 1 is my rug nie gemaak om so te buig nie. Dit voel of ek 'n workout gehad het, iets enorms. En dan vee ek so 'n bietjie, en as ek bang iemand sien my, dat ek nie kan volhou en end uithou nie, dan maak ek of ek iets in die toring gaan haal, en dan staan ek, rus ek eers 'n bietjie, en dan vat ek nou maar weer uit, en dan kap ek nou weer aan, later dan dink ek, nee, Jesus, ek moet 'n ander plan maak, want ek raak te moeg, ek gaan nooit hierdie hele area gedoen kry nie. En al wat ek doen, ek vee die paadjies. So by die ingang, ek vee daai stuk mooi skoon, ensovoorts. Maar so dink ek nou aan die einde van my moeg geploeg wees, jene maak het 'n reuse taak, het lyk eintlik fantasties. Vanoggend stap ek met die honde, en ek stap oor hierdie area en ek besef, dit lyk alsbehalwe fantasties. Want alles is net uit die pad uitgevat en dis nie opgetel nie, dis nie verbrand nie, dis nie skoon nie, so eintlik is dit nie reg nie. Maar so op die oog af, lyk dit daarom nie te sleg nie. Ons doen mos op die R40, is nou amper die naaste aan dit wat ek ook sien soms. Dan is ek so opgewonde as ek sien hulle maak dit skoon en daar's iemand wat kom en al die papiere en die blikke en die bottels en ensovoorts optel. Dan is ek so dankbaar, ek wil amper daai mense sommer net afklim en 'n druk gee en sê, dankie dat jy dit doen, dit laat dit so mooi lyk. Maar dan kom die teleurstelling deel. Dan verwyder hulle mos nou nie daai goed nie. En wie dit is, weet ek nie, kom in die nag, dit mag diertjies wees, dit mag mense wees, dit mag enige iemand wees, dan skeer hulle die sakke oop weer. En daar binne is dalk 'n stukkie kos of 'n been of iets wat mens kan eet, ensovoorts. En dan binne 'n kort rukkie lyk dit weer net soos wat dit gelyk het. Al die rommel buitekant die sakke, waai die wêreld vol, ensovoorts, ensovoorts. Hulle tel op die ou en dan die sakke op, maar met die helfte van die inhoud, as wat dit aanvanklik was. So, ek wil nou nie mense sleg maak, ek dink as jy nou die kontrakteer, ekskuus, ek probeer jou nou nie aanspreek nie, maar in elk geval. So, dit voel vir my, dit is Jakob se storie. Jakob het skoon gemaak, maar hy het nie weggemaak nie. En kom ons vertel hierdie verhaal nou weer oor, dat ons dit net op 'n ander manier kan hoor. So hierdie verhaal gaan oor Jakob, oor God en die verhouding tussen Jakob en God. Jakob het sekere goeders gedoen, en God was nie tevrede daarmee gewees nie. Hierdie verhaal gaan oor ons God, jare na die tyd, oor ons en ons verhouding met God. Die storie begin, wat ons nou gelees het, hier uit vers 22 uit. 20 jaar nadat daar iets gebeur het in Isak
se huis. Waar Jakob die eerstgeboortereg deur Lensisop, het hy mos daai eerste geboortereg gekry. En op 'n skelle manier het hy die seëning by sy pa gekry. So Jakob is 'n bedrieër en hy's 'n haksteenbyter. Steek jou in die rug. En dan die beste manier wat hy kon aandink was, kom ek vlug. Waarin hy vlug is nie so belangrik nie as waarvan hy vlug. Hy probeer wegvlug van sy verlede. Dis mos altyd die maklikste opsie om te gaan. Wegvlug van jou verlede. Vlug weg van wat verkeerd is en van dit wat eintlik reggemaak moet word. Vlug dit weg, swyg dit dood, ignoreer dit en miskien, net miskien, sal dit weggaan. So, eintlik het Jakob 'n oulike plan gemaak en het hy gedink hy het 'n baie goeie strategie gehad. Maar God het nie so gedink nie. God was nie tevrede nie. En God sê dit wat verkeerd is, moet reggemaak word. Dit wat verkeerd is, moet uit die weg geruim word. Soos wat die vuil goed wat op die pad gelê het hier opgetel moet word, in 'n gat gegooi moet word, aan die brand gesteek moet word, dat dit kan wegwees. Sê God vir Jakob, eintlik in hierdie gedeelte, dis die manier hoe dit sal gebeur. Ek wonder sommer maar net terwyl ek hierdie gedeelte gelees het, hoe Jakob dan nou, toe hy nou daar by die Jabok kom, besluit hy by homself, maar ek wil 'n eerbare ding doen. En dalk moet ons nou eers eerbaar verstaan, 'n man is eerbaar in die Ou Testament wanneer hy beheer oor sy huis het. En 'n vrou is eerbaar wanneer sy nie alleen gaan water haal nie. En kinders is eerbaar wanneer hulle gehoorsaam aan hulle ouers is. So binne die konteks van die Ou Testament, jy doen wat ander graag wil hê jy moet doen. 'n ander voorbeeld sou mens kon sê, is wanneer jy iemand nooi om by jou te kom eet, dan het die plekplasing het vir jou gesê hoe eerbaar jy is. So as jy naby die gasheer sit, dan beteken dit hy sien jou as 'n eerbare mens. En dan verwag dit van jou, jy moet nou weer 'n ete ook gee, jy moet terugbetaal, dan maak jy ook 'n plasing van die gaste en as daai persoon dan tevrede is oor hoe jy sy eerbaarheid sien, dan nooi hy jou weer terug. En dis presies wat Jakob doen. Jakob besluit, as ek goed doen vir Esau, dan moet hy goed doen vir my. En dan lees ons mos nou wat hy gedoen het. Hy het heel eerste sy familie deurgevat, hy het sy besittings deurgevat, hy het geskenke gevat, waarin hy vir Esau sê, 'n boodskap stuur. Boodskappers hardloop eers sê vir Esau dat Jakob hom as die mindere sien. En Jakob hom eintlik sien as onderdanig aan Esau. En dat hy vir hom 'n klomp geskenke stuur. En die laaste deel van sy plan is, hy stuur mos dan nou sy familie ook vooruit. En as Esau 'n eerbare man is,
dan sal hy dit aanvaar, en dan sal hy goed wees terug vir Jakob. Dis maar wat Jakob hoop. Eerbare man, wat Esau moes wees. Baie goeie plan, wat hy gemaak het, diplomaties, strategies. En so het Jakob gedink, sal die verlede in die verlede bly. Maar God is nie tevrede hiermee nie. So Jakob wil eintlik uit hierdie ding uitkom sonder om een woord te sê. Hy wil nie verskoning vra nie. Hy wil nie erken, ek het verkeerd gedoen, ek is jammer, vergewe my nie. Hy stuur die geskenk, hy maak net die pad mooi, maar die swart sakke staan die wêreld vol. Of die klomp marulas lê so op die kant van die, as jy nou uitgaan hier by die toring. Want waar moet ek nou met dit heen? Het ek nou gedink. Ek het mos nou nie die draagsakke wat die werkers het nie, so ek kan dit nie gaan weggooi nie. Maar dit lyk sleg. So die paadjie lyk mooi, maar langsaan lyk dit sleg. God sê vir Jakob, dit wat jy doen, jy mag tevrede wees daarmee, maar ek is nie tevrede daarmee nie. Ek is nie gemaklik daarmee nie. Ek het my seun gestuur om dit wat verkeerd is, reg te maak. En miskien vra God vir Jakob, was ek ooit deel van jou plan? Was ek ooit deel van jou plan? Jakob het vir God gelos, maar God het nie vir Jakob gelos nie. 20 jaar later stuur hy hom terug en sê, gaan maak dit reg. Gaan maak dit reg. Gaan maak vrede waar daar onvrede is. Gaan maak reg wat jy verkeerd gedoen het. En dan gebeur daar 'n mooi iets by die Jabok. Aanvanklik veg Jakob met hierdie man, gou besef hy, dis God waarmee hy veg. En maak hierdie nou saam met God wees, dat hy sê, ek los u nie. Ek gaan u nie los, voordat u my seën nie. En dan doen God hierdie wonder, dat hy Jakob seën, sy naam verander na Israel toe, dat die plek wat Jabok rivier is, vandaar Peniel bekend is, want hy het God ontmoet, en God het hom aangeraak, en hom geseën. Ons trek nou so by die 4de dag, in Januarie. Miskien het ons nog gedink, sommer heel eerste, ek gaan 'n bietjie hierdie jaar my oefen gewoontes bietjie verander, gaan bietjie vroeër opstaan, bietjie stap, bietjie draf. So maar net seker maak dat die liggaam in 'n goeie postuur sal wees. Miskien het ons gedink, ons sal dalk 'n bietjie minder moet eet in die nuwe jaar, want ons het te veel geëet die vorige jaar. In my geval voel dit vir my amper ek is tot in 2030 te vooruit geëet. Ek kan voor daai tyd sal ek definitief sterf nie van honger nie. So in elk geval, right, so ek moet 'n bietjie minder eet. Daar kan ons dink, maar weet jy wat, ek wil ook sommer so 'n bietjie meer Bybel lees en bietjie dalk meer bid. Wil dalk 'n bietjie meer kerk toe kom, dalk 'n bietjie meer dit doen, bietjie meer dat doen. Mens noem dit nuwejaarsvoornemens. Daar's niks daarmee verkeerd nie. Die vraag is net, is God deel van daardie voornemens? Want wat ons baie keer doen, is om nie by die kern van die probleem uit te kom nie. So baie keer lê die Here goed op jou hart, wat jy weet,
daar het goed in my lewe gebeur. Eintlik is ek veronderstel om te vergewe. Wat doen ons partykeer? Ons koester wrokke, gebeur wrokke binne in ons hart. Ons besluit, ons gaan nie daai een sien nie. Ons besluit vir onsself, ek onttrek my hiervan. In plaas van om te sê, kom ons praat dit uit, kom ons herstel weer die vrede, dan begin ons vir onsself sê, ek was nie eintlik so verkeerd gewees nie. Ek dink die ander ou het die skuld gehad, want hy het toe nou so gesê en so gesê. Eintlik tree ek heeltemal korrek op, as ek nou hierdie pad van my vat. Is dit nie wat Jakob ook gedoen het nie? Is dit nie presies wat God hier kom sê, jy kan tevrede wees met jou planne, ek is nie tevrede met daardie planne nie. Wie is dit nou wie toe? God, my en jou, vanoggend na toe stuur. Wat is dit wat God vanoggend vir my en vir jou by ons eie Jabok ervarings wou kom sê? Wou God dalk vir ons kom sê? Dat ons meer tyd met hom spandeer? Dat in hierdie Jabok ervarings, partykeer wil ons sê, dit moet gebeur in mense se lewe nie, maar dalk moet dit gebeur, sodat mense weer in die teenwoordigheid van die Here kan kom, sodat mense weer kan vasmaak, sodat mense weer kan sê, Here, wys my, wat wil U van my hê? Here, wys my wat U van my verwag. Here, wys my wat U vir my beplan. En dat ek daarvolgens kan lewe. En mag ons name opnuut verander word ook. Mag ons, wat sondaars is, was, mag ons name ook verander in kind van God, medeburger, erfgenaam. Mag ons skyn van die ontmoetings wat ons met die Here het in ons eie Jabok ervarings. Iemand het vir my 'n baie mooi, sommer net so 'n gedagtetjie gestuur. En iemand sê, ek weet glad nie wie is die persoon wat dit nou vertel nie, hy sê, in ons lewe is daar nie baie goed waaroor ons bekommerd hoef te wees nie. Hy sê, daar is eintlik net twee goed waaroor ons hoef bekommerd te wees. Is jy gesond? Of is jy siek? Hy sê, as jy gesond is, het jy niks om oor bekommerd te wees nie. As jy siek is daar net twee goedertjies waaroor jy hoef bekommerd te wees. Hy sê, gaan jy beter word? Of gaan dit slegter word? As jy gaan beter word, jy niks om oor bekommerd te wees nie, maar as jy het gaan slegter word, hy sê, dan is daar net twee goed waaroor jy bekommerd hoef te wees. Gaan jy lewe, of gaan jy doodgaan? Hy sê, as jy gaan lewe, is daar niks waaroor jy hoef te bekommer nie. Maar as jy sal doodgaan, net twee goedjies waaroor jy jou gaan moet bekommer. Gaan ek hemel toe? Gaan ek hel toe? As jy hemel toe gaan, is daar niks waaroor jy jou hoef te bekommer nie. As jy hel toe gaan, is daar net twee goedjies waaroor jy jou moet bekommer. Medium of wel dan. Op 'n ligte noot. En dan sê die persoon, maak jou saak met God reg, dan het jy niks om oor bekommerd te wees nie. Jakob, by die Jabok, sê vir ons,
maak jou saak met God reg. 2026 roep ons, wink ons het allerhande goeders wat sê, as jy dit doen, gaan jy beter wees, as jy so maak, sal jy suksesvol, as jy dit doen, lees hier, praat daar, ensovoorts. God sê, staan stil. Staan stil. Ek wil jou in my arms vat. Ek wil jou hou vas. Ek wil jou vergewe. Ek wil jou nuut maak. Ek wil hê, jy moet weet, ek is by jou. Altyd, oral. Ek wil hê, jy moet weet, jy's die appel van my oog. Ek wil hê, jy moet weet, jy's kosbaar. En ek het jou lief. Mag ons deur die Jabok gaan en mag ons beleef hoe God ons hou vas en sy teenwoordigheid ons verander, vernuwe en genees. Amen. Hemelse Vader, die gebed van ons hart is, Here, U weet hoeveel rommel in ons lewe lê. Ons wil dit nie net skoon maak en na die kante toe skuif nie. Ons wil dit optel. Ons wil dit in sakke bymekaar maak. Ons wil dit in 'n ashoop gooi en aan die brand steek. Ons wil vergewe wees. Ons wil ander vergewe soos U ons vergewe. Ons wil vrede navolg. Ons wil 'n nuwe naam hê. Ons wil U glans en U heerlikheid, Here, skadu waar ons lewe. Ons wil volgens U wil lewe. Ons wil deur U gevorm wees. Ons wil vol van U guns, goedheid, genade wees. Ons wil getuig in moeilike tye. U is by ons. U hou ons vas. En niks en niemand sal ons uit U hand uitruk nie. Ons wil ons geestesoë laat oop wees om U heerlikheid, U guns, U goedheid, U liefde, U genade te sien, daaroor te praat en ons lewens daarvolgens te rig. In Jesus Christus se naam bid ons dit. Amen. Ons het geleentheid om die Here te dien met ons offergawes.